Met nieuwe kracht en nieuwe ywer. So maak ook vanmôre dat die Here jou volmaak met nieuwe kracht en nieuwe ywer. En ek wil julle geseënd wees vandag. Kom ons sluit ons oë en ons vra vir die Here om geseënd te wees in ons teenwoordigheid. Vader, ons dankie dat U ons sal seën vanmôre, Here. Here, die woord sê geseënd is hulle wat hierdie boeke bestudeer, wat hierdie skrif lees, Here. Daarom vra ons vir U seëning vanmôre, Here. Ons dankie vanmôre dat ons weet dat U ons gaan beskerm, dat U ons altyd onder die palm van die hand, dat U ons veilig hou, Here. Here, die toegang wat ons het, Here, die liggaam en die bloed van Christus, Here, ervaar ons genade, goedertierenheid, Here, en al U liefde. Hoe wonderlik is dit, Here, om toegevou te word in die bewustheid van dat U ons beskerm in elke slag neem. Soos die skrif sê, Here, ons sit onder die vlerke op die troon saam met U, Here, want die vlerke van die engele is uitgesprei oor die troon van God. En daarom is ons so bevoorreg vanmôre dat ons in Christus, Here, geseën kan wees. Dankie vir die seëning van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees in elkeen van ons werk vanmôre, dat ons U, Here, kan verstaan, dat ons gehoorsaam kan word aan U woord, dat ons kan uitgaan en disippels sal maak van alle nasies. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. En hulle wat saamstem sê amen.
die put uit en hy sit my voete op die rots. Met ander woorde, hy haal my, as ek onder die rots is ek beskerm, as ek bo op die rots is ek bo op my omstandighede. En dit is wat ons moet besef. Met ander woorde, God het ons in daai kraak in die rots te beskerm, hou by ons veilig, is in Christus. Toe hom gesny het ons ingang gehad tot sy liggaam, maar ons veilig hou maar. Kom ons wees geseën vanmôre. Ek hoop julle is verlief op die Here. Ek hoop julle is verlief op die Here vanmôre, want dan gaan hierdie liedjie lekker sing. Kom ons sing, I keep falling in love with him. En goeie tierenheid kan ontvang. Maar die skrif sê baie duidelik, ons is gered deur genade. Nie deur enige werke nie, so niemand wie julle kan trots wees om julle gered wees nie, maar julle moet bewys dat julle trots is as julle gered is. Amen, so ons moet 'n lewe wat God eer. Kom ons sing, Save by Grace.
die Here aanbid. En ons sing hierdie lied Jesus Messiah. Daai woord Messiah beteken dat die Israeliete toe hulle hom verwerp het, en ons gaan vanmôre daarna kyk. Toe die Israeliete Christus verwerp het hy die Gentiles, wat ons noem die Gentiles, met ander woorde die heidene begin inroep in die koninkryk in. En daai proses toe ons gered is, toe word hy nie net die Messiah vir die Jode nie, maar toe word hy ons Messiah. Toe word hy ons redder. So as jy vanmôre sê Jesus Messiah, weet dat hy jou redder is, weet hy die prys betaal, sy lewe vir jou gegee. Kom ons aanbid hom, Jesus Messiah.
dat hy het ons losgekoop. Jy weet, as ek na daai woord kyk, dan sê ek ransom from heaven, dan beteken dit eintlik die Bybel het ons gevangene geneem. Ja, dan het hy die losprys vir ons betaal. Hoe dankbaar is u vermoede dat die volle losprys betaal is nie, en dat u vandag op heilige grond kan staan. Dat u vandag jou hande kan ophef vir die Here en sê, Here, hierdie is heilige hande nie, want hulle is geseën deur die Here. Die Here wil nie ons kinders pak slaag gee met ons hande nie, want jou hande moet seën. So kom ons sing vandag, dis ons holy ground. Oh
weggemaak deur sy liggaam en bloed. Kom ons sing vanmôre. I know the Lord will make a way for me if I live a holy life. Amen. Is jy bereid om oor te gee en sê, Here, ek is bereid om te lewe soos jy my vra om te lewe. Kom ons sing en ons aanbid hom vanmôre en dan gaan ons oor in gebed na, as ons hierdie sang so 'n paar keer gesing het, dan gaan ons in gebed gaan, dan wil ek met jou eie woorde moet jy die Here aanroep. Kom ons bid, kom ons sing.
geskep, sodat U ons weer kan bring na redding toe, my God. U het ons geskep, sodat U ons kan optel in die krag van die Heilige Gees, sodat ons in die pad kan wandel, dat ons onder die skaduwee van die Allerhoogste, met die engele rondom ons beskerm word, Here. Hoe dankbaar is ons nie verhoor nie. Hoe dankbaar is ons nie as ons weet nie, my God, dat U is ons geneesheer. Maak die saak wat so siekte na ons toe kom, Here. Ons kan die naam aanroep en deur die wonde van Christus word ons genees, my God. Ons dank U, Here, dat ons U kan aanroep as ons voorsiener in elke saak. Ons dank U dat ons hier kan aanroep, Here, as die herder wat ons lei, Here, deur elke vallei, Here. Maak die saak wat 'n doodsvallei is nie. U bring ons weer op die hoogtes, my God. Ons is so dankbaar dat U ons beskermer is. Ons is so dankbaar, Here, dat U ons Here is, dat U die Here van die leerskare is, en dat U ons oorwinning gee in die saak. Ons dank U, my God, ons wil U loof en ons wil U prys, want ons is so dankbaar vir ons gesondheid. Here, vir die voorregte wat ons het van dag tot dag. Daar's mense wat nie kos het, klere het, maar U is ons voorsien. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons sing die lied nog so 2 keer. Halleluja. Dis belangrik dat ons weet in al omstandighede wat God vir ons voorsien het. Ons het hierdie boek begin lees en ons het gelees en hy het sê, geseënd is hulle, of welgeluksalig is hulle wat hierdie woord lees, wat hom hoor en wat hom bestudeer. En ons het begin met die woord te bestudeer en in die proses om met die woord te bestudeer het ons gekom by Openbaring 1 vers 19 en in Openbaring 1 vers 19 het hy gesê, en ons het gesê, hier is die sleutel van Openbaring. Ons het gesê, jy moet mooi luister, hier is die sleutel. Hy sê, skryf die dinge wat jy gesien het, die dinge wat is, en die dinge wat sal plaasvind hierna. Met ander woorde, dit is die sleutel. Met ander woorde, hierdie Bybel praat van die dinge wat is, die dinge wat hy gesien het, en die dinge wat hierna gebeur. Ons kyk in Openbaring 1 begin hy praat van die dinge wat hy gesien het. Wat het hy gesien? Hy het Jesus gesien, die verheerlikte Jesus gesien, hy het die oorwinnings Jesus gesien, en sy oorwinningskleed, en sy oorwinningshoofpriester posisie, het hy hom gesien, met alle mag en gesag, het hy hom gesien. En ons kyk verder, as ons verder gaan in hoofstuk 2, en in hoofstuk 3, en hoofstuk 2, kyk ons na die 7 kerke, wat was op daai tyd. Hy sê wat is, met ander woorde, wat was op daai tyd,
dit is vandag nog so, want hierdie 7 kerke was nie net kerke wat bestaan het nie, maar dit is ook 7 dispensasies geword van die kerk soos ons kerk gegroei het. En as ons vandag na die kerk kyk ons na die kerk van Laodicea. Vandag se kerk staan basies in die kerk van Laodicea. So ek wil hê jy moet vanmôre vir ons duidelik luister as ons vanmôre gaan praat oor hierdie dinge. Ek wil net kyk of ek hierdie dinge 'n bietjie sagter kan stel, dat ek julle dan nie oorverdowend maak vanmôre hierso. Halleluja. So, dit is belangrik dat ons na hierdie saak kyk. Dit is belangrik dat ons saak uitsorteer met die Here, dat ons weet dat God het vir ons hierdie dinge duidelik gemaak, dat ons nie sukkel met hierdie dinge nie. Ja, sê, dit is dalk 'n bietjie beter. Dat ek julle nie doof maak met dieselfde proses nie. Halleluja. Maar ons wil kyk, hy het ons gesê die dinge wat is, en ons kyk in hoofstuk 2 en 3 praat hy van die 7 kerke, en ek sê weer die 7 kerke bestaan, dit was op daai tyd, en in hoofstuk 2, hoofstuk 1 het ons gepraat van Jesus en sy oorwinning, en ander woorde hy is in sy verheerlikte liggaam. Hoofstuk 2 en 3 praat ons van wat is, en van hoofstuk 4 begin ons vandag wat sal kom. En ander woorde, wat sal gebeur? En ek het gesê, ons is die laaste kerk, ek sê die 7 kerke is 'n dispensasie tydperk van die kerk, ons is in die laaste tydperk, die tyd is die wêreldwyd nou sal kyk, sal jy sien dat al die kerke vandag is besittings bewus, jy weet, hulle gaan oor geld en besittings, en dit gaan afvallige kerke wat nie meer die salwing van die Heilige Gees nie, hy het al gesê, julle is dood, en dan julle het nie meer die salwing van die Heilige Gees nie. En dit is so belangrik dat ons sê, dat ons erken waar ons is. En ons begin vandag in Openbaring 4 vers 1 tot 4, en ek gaan dit lees weer vanmôre, so as julle wil saamlees in julle Bybels, kan julle saamlees, ek gaan direk in die Engels uit vertaal, dit Engels sal op die oorlogse projekte wees, so kyk maar net daarna. Hy sê, na hierdie dinge, het ek gesê, kyk, en neem maar, na watter dinge. Watter dinge praat hy van? Hy sê na hierdie dinge. Men wil hy praat van hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3. Men wil die dinge wat hy gesien het. Men wil hy praat van 'n proses. Gaan hy hierdie sien. Met ander woorde, na hierdie dinge gaan hy vir ons verder, en hy gaan verder en hy sê is daar deur oopgestaan in die hemel. Hy sê, en ek het die eerste stem gehoor, wat soos 'n trompet gepraat het, wat gesê het, kom op hiernatoe, en ek sal vir jou die dinge wys wat moet plaasvind. Dan het oor waarvan praat, hy sê, dis die toekomstige dinge, ek gaan vir die dinge wys wat moet kom. Dan wil as ons oomblik as ons in hoofstuk 4 kom, vanaf vers 1 tot 4, gaan ons 'n hele paar dinge waarneem in Openbaring 1 tot 4. En as ons kyk verder, gaan ons in vers 2 kom ons, en hy sê, en onmiddellik was ek in die gees, en hy sê, en ek was in die gees, en hy sê, en ek het oor die troon, ek het die troon in die hemel gesien, en hom gesien wat op die troon sit, en hy gaan in vers 3, hy sê, en hy wat daar gesit het, was van jasper, sardius, en sardesteen, en aanskou, daar was 'n reënboog rondom die troon, wat soos 'n emerald gelyk is, soos 'n emerald gelyk, en baie wonderlike emerald. Toe ek hierdie ding gelees het gisteraan, toe spring my gees vol in my, en die Here sê vir my, toe ek die Here van aangesig tot aangesig gesien het, toe hy my geroep het en gesê, jy bring my kinders terug na die woord van God toe, toe ek gesien hoe Johannes in die oog van die Here kyk, en toe die oog van die Here kyk, was die oog van die Here bloedrooi gewees, maar die dag toe ek hom gesien het, was sy oog grasgroen, en ek besef my emerald is grasgroen, en ek besef God het my werklikheid gewys, dat ons in werklikheid in die era lewe, wat Christus sal kom. Ons lewe in die era wat ons hierdie dinge gaan sien gebeur, hierdie dinge gaan plaasvind rondom ons, daarom wil ek sê, hou vas, moet opgee nie, wees gereed, en dit is baie belangrik dat ons na die kyk, en hy gaan verder in vers 4, hy sê, en rondom die troon, was daar 24 trone, en op hierdie trone het die 24 ouderlinge gesit, wat gekleed was in wit klere, en hulle goue kroon op hulle koppe gehad. Nou skielik sien ons die ouderlinge van die 7 kerke, is nie meer op die aarde. Waar is hulle nou? Hulle is in die
hemel. Daai 7 kerke wat daar was, die 24 ouderlinge, nou praat nie hierso van die 24 leiers van die 12 stamme van Israel nie. Ons praat hier van die kerk. Die 24 ouderlinge van die kerk. Hierdie 24 ouderlinge ewe skielik is nou nie meer op die aarde nie. Hulle is in die hemel. Met ander woorde, nou sien ons wat het plaasgevind. Hulle is opgeraap. Die wegraping het plaasgevind. Hierdie wegraping, die woord is rapitso. Dit beteken eintlik om weggeruk te word. Met ander woorde, dit gaan 'n kragtige en 'n bonatuurlike ding wees wat gaan gebeur as God sy kerk gaan kom haal. Maar ons moet nie deur mekaar raak nie, want hier's 2 dinge wat die Bybel van praat. Hy praat van die wederkoms van Christus en dan praat hy van die wegraping. Nou die wegraping en die wederkom is 2 verskillende dinge wat gebeur. Dis nie dieselfde ding nie. En ons gaan dit duidelik maak vandag en vir u, want u gaan hierso sien. Jy gaan sien as jy hierso kom, sien ons dat die ouderlinge in die hemel, maar jy sal ook sien van hoofstuk 4 af, tot en met die einde van Openbaring, word die kerk nooit weer genoem. Daar word nie weer gepraat van die gemeente. Want die gemeente is in die hemel. Die gemeente bestaan nie meer op die aarde nie. Daar word nie meer gepraat van die gemeente en die gemeente is in die hemel. En die hele boek van Openbaring verder sê jy nooit weer die woord gemeente vind nie, waar hy praat van die gemeente nie. Maar as ons kyk in Openbaring 1 tot 13, sien ons dat 19 keer noem hy en praat hy van die gemeente, want toe hulle nog bestaan. Maar op van hoofstuk 4 af, in die wegraping plaasgevind, en daarom praat hy nie meer van die gemeente nie. En ons kan dit maar lees. Want skielik begin die Bybelse, die Openbaring se beeld nou verander. Ja, nou word die kleur van die Openbaring begin verander. Ons sien waar God nou nie meer praat nie, waar hy hoofstuk 1, 2 en 3 gepraat het van die kerk, en in die begin van hoofstuk 4 van die kerk, praat hy nou nie meer van die kerk nie, maar nou wyk hy af, nou begin hy praat van Israel. Nou skielik sien ons in Openbaring 7 praat hy van die 12.000 van elke 12 stamme, wat gered gaan word en wat die evangelie gaan gee. Nou skielik sien ons hy praat van die palmtakke wat 'n simbool is van Israel. In ander woorde, nou sien ons die Here praat nie meer van die kerk nie. Ons sien in Openbaring 10 en 11 sien ons die Here begin praat van die tempel. Hy praat van Jerusalem, dinge wat gaan gebeur in Jerusalem. So God se fokus is nie meer op die kerk nie. Hoekom nie? Want die kerk is my kom. Hy het nie meer nodig om van die kerk te praat nie. Nou is hy besig om sy saak af te handel met Israel. En hierdie 7 jaar van verdrukking, vanaf hoofstuk 4 tot hoofstuk 19, is 'n kort periode. Dis 7 jaar. En alles wat jy lees van hoofstuk 4 tot hoofstuk 19, gebeur in 'n 7 jaar periode. Dis 'n baie kort tydperk. Ons kyk en ons sien, alles het nou te doen met Jesus Christus. Hoekom? Want hy het die program van die kerk toegemaak. As ons weer teruggaan, nou Openbaring 4 vers 1, toe sien ons duidelik, hy praat hy van ons, hy sê, na hierdie dinge, het ek gekyk en gesien, 'n deur staan oop. Na hierdie dinge, na hoofstuk 1, 2 en 3, die kerkperiode is klaar. Met ander woorde, dit is baie belangrik dat ons moet kyk, in watter tydperk is ek en jy nou? Ons is in die tydperk van die kerk-era. Ons is in die tydperk van die kerk-era, van die kruisiging, die dood en die opstanding van Christus af, tot met die opraping van tot hy kom om sy kerk te kom. Dis die periode wat ons in lewe nou. Ek en jy lewe nou. Die kerk is geskape, die oomblik toe Christus aan die kruis sterf. Toe hulle daai spies in sy sy indruk, en daai bloed en daai water laat op hy, toe sê die skrif vir ons word wedergebore deur die bloed en die water, ons het ingang deur die bloed en die water. Met ander woorde, toe word die kerk gebore op daai oomblik. Net gekom om sy kerk te kom haal. Moenie deur mekaar weer keer sê vir jou, met die sigtelike wederkoms van die Here Jesus Christus nie. Onthou die Bybel is geskryf, Openbaring is geskryf in 'n kronologiese tydera. Ons sien eers die wegraap van die kerk, maar die einde van die kerk is, en dan 7 jaar van verdrukking vind plaas. En in die 7 jaar van verdrukking kom Openbaring 19, en dan sien ons vir Jesus. Dan kom hy terug. Dit is die wederkoms van die Here Jesus Christus. So, en ek herhaal dit weer, Openbaring 7 tot 19 vind plaas in 'n 7 jaar periode. Openbaring 1 tot 3 is 2000+
plus jaar. 2000 plus jaar, ons is nog steeds in daai Here. Openbaring 1 tot 3 is 'n 2000 plus jaar periode, maar Openbaring 4 tot 19 is net 7 jaar. Die wederkoms van Christus het 2 fases. En ek gaan die 2 fases neem vermoedend uit. Die een fase is wanneer Jesus terugkom, maar hy kom nie tot op die aarde nie. Hy kom tot bo in die wolke en die bassein gaan blaas. En dit sal jy vind in 1 Tessalonisense 4. Ja, dat die bassein gaan blaas. Jy gaan sien in Zechariah en in Openbaring 19 sien ons die wederkoms van Jesus. Wanneer hy terug gaan kom aarde toe, en wanneer hy sy voet op die aarde gaan neersit, op die berg van die Olijfberg, en die Bybel sê die Olijfberg gaan oopsplit, en die see gaan instroom na die dooie see toe, en die dooie see gaan lewendig word, en weer viskom soos vir die Here beloof. Daar gaan lewe kom in die dooie see. So dit is wat gaan gebeur. Hier is 'n wonder en 'n bonatuurlike ding, wat ons moet weet, dit is baie duidelik. Met ander woorde, hoekom is die kerk weggevat? Hoekom word die kerk weggevat? Kerk moet weggevat word, want as die kerk nie weggevat word, dan kan die antichrist nie kom, kan homself nie openbaar, kan hy self nie opstaan. Die antichrist gaan op die aarde wees vir 7 jaar. Baie van die mense praat van die post, die mid en die post-tribulation, die voor, die middel en die na wegraping. Maar ek wil vir sê, daar is nie so iets soos 'n middel en 'n na wegraping nie. Daar is net een wegraping wat plaasvind, en dit is die voor, want die antichrist, en ek gaan later voorwys, dat die antichrist, die oomblik is hy geopenbaar word, hy kan nie geopenbaar word tot die kerk weggesien. En dan gaan dit weer die skrif baie duidelik bewys vandag. So ons is die een wat keer dat hy daar is. En as die antichrist kom, gaan hy op hierdie aarde wees vir 7 jaar. En hy gaan dit ook in die Bybel by. En dan gaan daar 'n groot verdrukking wees. En hy gaan vir die eerste 3,5 jaar gaan hy by sy verbond hou wat hy gemaak het. Maar op die laaste 3 jaar gaan hy wegbreek van daai verbond af. Ons gaan baie dinge sien van die antichrist. Ons gaan die valse profeet sien. Ons gaan die bees sien. Met ander woorde, die dier sien wat homself gaan openbaar. So ons gaan al hierdie dinge sien. Die Bybel is, kom ons kyk wat sê die Bybel van die openbaring. Ons het gelees daar in Openbaring 4 vers 1 wat hy vir ons sê, en die ouderlinge is waar? Hulle sit in die hemel, hulle sit nie op die aarde nie. Dit is klare bewys. So die Bybelse die profesie van die Bybel is onverkombaar. Hulle is onfeilbaar. Ek wil vir vandag sê, wat hy praat van sal daar wees, daar gaan niks gebeur nie. En die Bybel profesie sê die kerk van Laodicea, en jy kan dit gaan lees, ons gaan baie skrifte nog later sien, in Openbaring wat ons sal sien, dat die kerke gaan afvallig word. Die mense gaan afvallig word. Jy weet, ek hoor almal roep vir herlewing. Ja, daar kan herlewing plaasvind, maar die algemene status van die kerk gaan 'n afvallige status word. Want 'n afvallige status is die enigste manier wat werklik kan kom, wat God, jy weet, op die stadium kan kom, waar die antichrist sal gaan opstaan en kan beheer neem. Want die kerk moet uit die weg uit geruim word. As die kerk nie uit die weg uit kom nie, dan kan die antichrist nie geopenbaar word nie. En ons gaan dit sien. Timoteus praat van die wegvalling. Matteus 24 en 25 praat van die wegvalling. As ons kyk op Matteus 24, dan sê hy, dit gaan so erg word dat broer en suster mekaar gaan verraai. Hy sê ons gaan beklein met mekaar, ons gaan haat met mekaar, ons gaan konstante konflik hê met mekaar. As ons kyk na vers 25, sien ons in vers 25, sien ons die 10 maagde. 5 van die maagde gaan gereed wees, en 5 van die maagde gaan nie. So die helfte van die kerk gaan nie gereed wees. Die helfte van die kerk gaan nie gereed wees. Nou wil ek weer vra, en wat die helfte sien, want die boodskap se naam van Moses moet nie agterbly nie, en wat die helfte van hierdie 10 maagde van hier, gaan nie gereed wees. Hy gee ons 'n konstante waarskuwing in Matteus 24:25, gee Christus ons 'n konstante waarskuwing. Hy sê, wees gereed.
ten opsigte van hulle wat doodgaan nie. Hy sê, moenie daaroor rou nie. Ons het 'n hoop wat uitstaan bo die ander. Hy sê, jy glo nie dat Christus weer opgestaan nie. Hy sê, net so sal God hulle bring wat in hom slaap. En ek wil hê jy moet kyk die woordjie, vir hulle wat in Christus is. Nie vir hulle wat dink hulle is daar, hulle wat in hom is. Jy moet 'n sekerheid hê dat jy in Christus is. Jy moet seker maak dat jou saak reg is met God. In ander woorde, hulle wat in Christus is, gaan hy verder. Hy sê, dit sê ek julle, is die woord, wat die woord van die Here is, dat hy wat lewendig is, en wat nog op daai tyd sal daar wees, tot en met die koms van die Here, sal nie hulle wat slaap vooruit gaan nie. In ander woorde, hy sê, want die Here homself sal van die hemel afkom. Hy sê, met 'n luide uitroep, met die stem van 'n archangel, ek weet nie wat dit in Afrikaans nie, maar 'n archangel gaan hy roep. Hy sê, en met die trompet van God, sal die dood, hulle wat dood is in Christus, hier kom het weer, in Christus, sal eers opstaan. Dan sê hy vers 17, hy sê, en hulle wat lewendig is en nog daar wees, sal opgeneem word, opgeraap word. Daai woord is rapizo, hy gaan opgeruk word. Weet die Latynse Bybel, gebruik die naaste woord van rapture. Ons het wegraping gebruik, ons het ons so 'n bietjie afgewater, maar hierdie woord is 'n kragtige daad. Hulle gaan weggeruk word. Na die woorde, hy praat van in 'n oogwink. Weet jy vinnig se oogwink? 'n Oogwink vind plaas 2/5 van 'n sekonde. 2/5 van 'n sekonde. Soos as jy 'n sekonde kan opdeel in 5 dele, 2/5 van daai sekonde. Weet, 'n oogwink is so vinnig, dat die oomblik as jy jou oog, dan verloor jy nie eens jou beeld. Kyk maar, jy sien jy swart as jy oog toemaak. Jy hou jou beeld. Dis hoe vinnig 'n oogknip is. So, daar gaan nie tyd wees om enige besluite te neem in daai tyd nie. Jy sal moet reg wees. Dit gaan gebeur in 'n oogwink. Nou wil dit gebeur. Die Here gaan verder. Jy weet, as jy na die woord van die Here kyk, wat ek praat uit van hierdie wegraping in Johannes 10 vers 12 gebruik hy dieselfde woord. Hy sê, die wolf sal hierdie mense wegneem. Hy sal hulle catches them. Daarom dit is 'n kragtige daad. Hy praat in Matteus 13 gebruik hy dieselfde woord vers 19. Hy sê weer, hy wil hierdie woorde oor en alles staan. Hy sê, so sal die onheilige een kom en hulle wegruk. Wat in hulle hart geplant is, wegruk, is die woord wat hy daar gebruik. Met ander woorde, hy sal hulle beroof van dit wat God daar gesit het. Hierdie woord is 'n kragtige woord. Ek wys net hier die verskillende betekenisse van hierdie woord, maar ek wil hê jy moet verstaan, dit is 'n magtige woord. 2 Korintiërs 12 vers 2 sê, hy sê ek het 'n man in Christus geken 14 jare, wat in die liggaam was, of nie was, die weet ek nie. Hy sê, maar ek weet een ding, hy was weggeruk na die derde hemel toe. 'n Kragtige daad. Hierdie rapture is nie net 'n laai daar. Lekker ding wat gaan gebeur. Dis 'n magtige daad van God. Ons gaan nou kyk wat gaan gebeur met hierdie magtige daad. Handelinge praat van dieselfde dinge. Handelinge 8 vers 39 sê dieselfde dinge. Hy sê, die gees van God het Philip weggeruk. Nou, kyk nou wat gebeur hier so. Philip is hier so, en skielik van die gees van die Here op weg, 100 en iets myl verder. Kan jy jouself voorstel? Toe hy sy oog knip, toe sy 100 en iets myl verder. Hoe magtig is dit nie? Hoe kragtig is dit nie? Hierdie ou het nie gesien hoe sweef ek die Here. Die Bybel sê nie so nie. Die skrif sê hy het hom weggeruk. Toe hy tot sy besinning kom, toe besef hy is op 'n ander plek. Dit is hoe magtig. Johannes 10 vers 28 en 29. Hy sê, en ek sal hulle ewige lewe gee, en hulle sal nooit doodgaan nie. Hy sê, en niemand sal hulle uit my hand uit kan wegruk nie. Met ander woorde, daar is nie 'n krag in die wêreld wat so magtig is soos hierdie krag. Want niemand kan uit God se hand uitruk. Dan gaan hy verder, in vers 29 sê hy, niemand kan in die Vader se hand uit. So hierdie wegruk
is die magtigste daad wat gaan plaas, boonbehalwe die redding van die mens. Is jy gereed? Of gaan jy agterloop? Dit is die vraag wat ek vandag moet vra. As ons dan daar's baie skrifte wat ek kan lees, Matteus 11 vers 12, hy sê in die dae van Johannes die doper, hy sê baie mense swaar gekry. Hy sê in die wêreld is oorgeneem met mag. Dis 'n mag wat oorgeneem word daar staan. As ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 51 tot 54, sê ons 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51, hy sê ek vertel vir julle 'n geheim hierso. Hy sê ons gaan nie almal slaap nie, maar baie van ons gaan net verander word. Hy sê in die oomblik, in die blik van 'n oomblik gaan ons verander word. Hy sê as daai laaste trompet gaan sein, dan sal die dood, die mense wat dood is opstaan, onverganklik. En ons sal verander word. Vers 23 hy sê want dit wat verganklik is, moet deur die onverganklike vervang word. Hy sê dit wat, jy weet, vleeslik is, moet vervang word met dit wat die vleeslikheid oorkom. Maar oor die ewigheid. Ons moet 'n liggaam kry wat ewigheid kan hanteer. Die korrupte, die onkorrupte, maar die onverganklike. Hy sê dan dood dit sy waarde verloor. Hy sê ek gee vir julle 'n skrif. Hierso praat hy begin, hy sê ek gee vir julle 'n mystery, sê hy in Engels. Nou ek gee vir julle eintlik 'n verborgenheid. Ek wys vir julle verborgenheid. Hy sê dit is wat ek wil weet. En al die mense ken nie die verborgenheid. Dis hoekom hy sê dis 'n verborgenheid, want al die mense ken nie die verborgenheid. En hierdie is totaal en al nie dieselfde as Jesus se terugkeer. Ek wil jy moet mooi verstaan. Hierdie is nie die terugkeer van Jesus nie. Hierdie is die wegraping van die kerk en ek kan dit weer bewys nou. Dit is different. Met ander woorde, die sigbare wederkoms van Jesus gaan eers 7 jaar later plaasvind. Na die wegraping 7 jaar later kom Christus terug, dan sit hy sy voet op die aarde. Dan gaan sy die Bybel ons sien van die ooste tot die weste. Dis heeltemal 'n nuwe ding wat gaan plaasvind hierso. Maar hierso praat ons as kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 17. Hy sê ons 1 Tessalonisense 4 vers 17. Hy sê dan het hulle wat lewendig is en wat sal oorbly, sal opgeraap word in die wolke en Christus ontmoet in die lug. Nie op die aarde nie, maar in die lug. Ons gaan hom ontmoet in die lug. Hy sê dan sal ons met die Here wees vir altyd. Nou maar daar's nie 'n terugkom van daar af nie. Daarom praat Openbaring 4 verder nie meer van die gemeente nie. Daar's nie 'n terugkom van daai tyd. En jy moet gereed wees, want ek moet jou sê my broer en my suster, na Openbaring 4, as jy daar gered word, gaan jy met jou lewe betaal. Maar die skrif sê vir ons, as jy gaan lees in Openbaring 6, sê dat die mense, toe hulle uitvind wat werklik gebeur het, was dit so kwaad. Hulle het gesê, berge val op my, hemele bedek my. Hulle was nie bereid om berou te hê. As ons kyk na die terugkoms van die Here, wat ek in Jesaja 4:14 vers 4 tot 5 hoor, en ek wil hê jy moet mooi luister. Hy sê vir ons in vers 4, en daardie dag sal hy sy voete staan op die Olyfberg, wat na Jerusalem toe is, op die ooste, op die berg van die Olywe, sal in twee split, van die ooste na die weste. Hoekom van die ooste na die weste? Hy sê, ek gaan 'n groot vallei maak. Hy sê, die helfte van die berg sal skuif na die noorde toe, en die helfte na die suide toe. Baie duidelik, vers 5 gaan verder met ons, hy sê vir ons, dan sal hulle vlug. Hy sê, die bergse vallei sal tot by Azal gaan. Het sal soos 'n aardbewing wees, of het sal 'n aardbewing wees. En dan sal die Here kom, net sy gemeente. Hier is 'n verskil.
Nie om ons te kom aan, hy kom met ons. Hoekom? Want ons kom van die bruilofmaal af. Ons is 7 jaar terug is ons weggevat na die bruilofmaal. Ek het iets interessants gister geleer, maar kan dit nou op julle deel. Toe ons weggeraak. En dit is belangrik dat ons weet. Die kerk gaan saam met Jesus. As Johannes 14 vers 2 tot 3 sê ons, hy Jesus sê, ek gaan na my Vader se huis toe. Hy sê, ek het julle gesê, ek gaan hom 'n plek voorberei. Hy sê, want as ek die plek voorberei, kom ek om julle te haal. Nou, dit is die belofte. Hy sê, kom om julle te haal, sodat julle saam met my kan wees. Dis die belofte, hy kom om ons te kom haal. Dit is dan. Nou gaan Jesus terugkom in Openbaring 19 vers 11 sê, hy sê, ek kan die hemel sien opgaan, met 'n wit perd, en hy wat op die wit perd sit, sy naam was getrou in die waarheid, en geregtigheid, en hy in die geregtigheid geoordeel en oorlog gemaak. Nou kom Jesus terug, nou kom hy terug vir wat? Hy kom terug vir 1000 jaar regeer. Toe hy die kerk kom haal het, het hy die kerk weggevat na 7 jaar bruilof toe. Maar nou kom hy terug saam met die kerk vir 1000 jaar te regeer. By Openbaring 20 sê hy regeer vir 1000 jaar. In Openbaring 16 sien ons dat al die kerke kom saam om Israel te vernietig. Al die onheilige mense, hierdie ou noem hulle die bokkopmense. In ander woorde, al die onheilige mense, al die nasies wat nie God aanbid nie, gaan saam staan om oorlog te maak teen Israel. En dan gebeur dit dat in Openbaring 19 kom Jesus en hy kom en hy maak oorlog teen hierdie mense en hy vernietig hulle. Die skrif sê met 'n woord, die kerk wat hy by hulle. Hy sê in daai vallei gaan die bloed, hy sê borshoogte loop op 'n perd. Dit is plus 4 voet hoog. Jy kan jouself voorstel, 200 miljoen mense se bloed wat op een oomblik alles uitgestort word. Soos 200 miljoen maal met 8 liter, of 8 punte, soos 8 punte, 8 punte met 4 liter, so jy 4 liter. Kan jy self voorstel? Hierdie is die sigbare terugkoms van Jesus, Matteus 24 vers 30. Hy sê, dan sal ons die teken van die seun van die mens sien in die hemel. Hy sê, al die nasies in elke stam sal ween, want hulle sal sien die Here kom op die wolke en met mag en glorie kom hy terug en hy kom sit sy voet op die aarde. Dis wanneer hy daar split en hy sê die dooie see word gesond. Hy was spot, hulle sê, hulle ken al die Here so lank toe die dooie see nog siek was. Maar ek wil vir sê, hier is die waarheid. Hy berg nie split. Die ware see, die Middellandse See gaan instroom en lewe in die wees. Hoe wonderlik gaan dit wees? Kan jy vir jouself voorstel, jy gaan saam met hom regeer vir 1000 jaar. Die wegraping is 'n Nuwe Testament. Dit is nie die Ou Testament geopenbaar nie. Dit was weggesteek in die Ou Testament. In ander woorde, in Matteus 16 sê Jesus tot Petrus, hy sê Petrus op hierdie rots gaan ek my kerk bou. In ander woorde, dit is 'n Nuwe Testamentiese openbaring. Die skrif is baie duidelik. Hy sê op hierdie klip in Efesiërs 1 sê Efesiërs 1 gaan lees en sien. Jesus sê eers in Efesiërs 1 vir Jesus. Hy sê na sy kruisiging, sy dood en sy opstaan en sy kom, jy is die hoof van die liggaam, die kerk. Met ander woorde, dit is waar die kerk ontstaan het. Dit is waar die kerk ontstaan het. Voordat die kerk ontstaan nie. Dis 'n openbaring. Hy sê, hy het vir Paulus gesê, hy sê ek wys vir jou 'n verborgenheid. Dit was weggesteek in die Ou Testament. Baie duidelik. As ons kyk in 1 Korintiërs 12, sê hy vir ons as ons ek en jy wedergebore word, dan doop die Heilige Gees ons in die liggaam van Christus. Met ander woorde, dis 'n Nuwe Testament. Die liggaam van Christus het in die Ou Testament bestaan. Die terugkoms van Jesus is in die Ou Testament. Jy kry dit in Psalm 2,
Jy kry dit in Jesaja 11, jy kry dit in Daniël 2 en in Daniël hoofstuk 7, jy kry dit in Matteus 10. Dan word die terugkoms van Jesus is daar. Maar die wegraping van die kerk is nie die Ou Testament. Wil die studie van die eindtye nog steeds vooral by die mense. Baie mense wil weet gaan dit die begin van die einde wees. Hoekom sal God sy kerk deur 'n verdrukking word? Hoekom? Verduidelik dit vir my. Hoekom sal God sy kerk deur 'n verdrukking? As dit sy kerk is wat hy liefhet en hy beloftes op ons doen, hoekom sal hy sy kerk deur 'n verdrukking word? Kom ons kyk wat sê Lukas 11 vers 36. Hy sê: "Wees waaksaam daar, bid en tel jouself waardig dat jy sal vryspring die dinge wat sal kom." Hy sê, escape all the things that will come to pass. Jy sal hierdie dinge vryspring. Dit sê vir ons baie duidelik. Hy gee ons die skrif in Lukas 1:20 vers 36. 1 Tessalonisense 1 vers 10 sê hy so, and to wait, wag vir die seun van God wat van die hemel afkom, wat die twee sal opbou. Hy sê, hy is Jesus Christus wat ons sal verlos van die woede wat sal kom. Van die uitstorting van God se woede wat sal kom. Hy sal ons kom. Hoekom sal God sy kerk deurgaan? 1 Tessalonisense 5 vers 9. Hy sê God het nie vir ons bepaal om deur sy woede in toom gehou te word. Hy sê dat ons het saligheid gekry deur Jesus Christus. Met ander woorde, in Jesus Christus hou hy ons veilig van hierdie. God het nie sy kinders bepaal dat hulle deur sy woede, want dit is die uitstorting van die woede van God. Die tribulation is, die kom maar gaan lees, is die uitstorting van die woede van God. As jy nie glo nie wegraak nie, my broer en suster, ek vir sê, vergeet af van Christus se terugkeer. Want die Bybel praat van wat. Wat is die doel dat God sy kinders sal straf op die wêreld? As dit wel die geval is dat daar nie wegraping is en vir die antichrist moet kom, dan weet ek, okay, as die antichrist kom, soos baie ons glo in die mid-tribulation, dan weet ek dat as die antichrist kom, as 3,5 jaar ek die saak regmaak. Hoekom sal ek wag vir Christus? Dan sal ek ons maar net wag vir die antichrist. Nee man, ek wag vir Christus. Ek het 'n wagting en 'n verwagting vir Christus. Ek het nie 'n wagting en 'n verwagting vir die antichrist nie. Ek het 'n wagting en 'n verwagting vir die vir Jesus Christus. Ek wag vir hom om te kom. 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8 sê, hy sê en nou dit weet dit. Hy sê dat hy wat hom terughou sal eendag geopenbaar word. Hy sê van die verborgenheid van die onwetlikheid is al reeds op werk. Want die antichrist is al reeds in werk. Maar daar is iemand, hy sê, he who restrains, sal so maak tot hy weggeneem is in die weg. Nou as jy daai hier kyk, jy sien dat hy Bybel sit om capital letters, hoofletters, ander sit om met klein letters. Want daai hier is in werklikheid Christus in die kerk. Ons. Hy kan nie geopenbaar word solank as ons daar is. Hy sê, eers is ons weg, wanneer ons eindelijk weg het, en sê in vers 8, dan sal hy geopenbaar word. Dan sal hy geopenbaar word. Baie duidelik. Die kerk, met die krag van die Heilige Gees, hou die antichrist weg. Ek kan vir jou bewys dat die antichrist kom in die begin van die 7 jaar. Baie ons sê die antichrist word eers geopenbaar in die middel. Nee, hy kom in die begin van die 7 jaar. Daniël 9 vers 27 praat, hy sê, dan sal ek dit bevestig, dan sal hy 'n verbond met hulle bevestig vir 1 week. Nou Daniël het 70 weke, 96 geslaag, ons is in die kruisperiode, die laaste week moet terugkom, so as daai laaste week terugkom, is dit 'n 7 jaar periode, met ander woorde vir hierdie 1 week, vir die volle 7 jaar, sal hy doen, hy sê, maar in die middel van hierdie week, sal hy 'n einde bring aan die offerandes, en die offerande wat gebring word in die tempel, so Israel met sy tempel herbou. Kom ek vir
sê, Israel kan sy tempel herbou in 'n paar weke. Hulle het nie maande nodig. Binne 'n paar weke bou Israel 'n tempel. Hulle bou vandag, en as jy na lande gaan kyk, soos China en Israel en Japan en daai plekke, hulle bou geboue, massiewe geboue, 30, 40, 50 verdiepings, bou hulle binne 3 weke. Nie meer 'n jaar of 2 soos voor ons lewe. Die tegnologie het verander. Wanneer gaan dit gebeur? Dan gaan hy homself op die troon sit in die tempel. Die Antichrist gaan homself op die troon sit op die tempel. Hier praat hy van dit. Jy kan gaan lees in Daniël 9. Matteus 24 vers 15 sê ons, hy sê wanneer ons hierdie abomination kry, ek weet nie wat is in Afrikaans nie, hierdie vermorsing sien, waarvan Daniël praat, dan sal ons weet. Dan sal ons weet. 2 Tessalonisense 2 sê hy sal voorneem om God gewees. As ons kyk na die woord in Lukas 11 vers 26 tot 30, hy sê dit sal wees soos in die dae van Noa, soos hulle wees in die dag van die seun van die mens. Hulle sal eet, hulle sal drink, hulle sal trou en vrouens hê. Hulle sal weggegee word. Hy sê, soos in die dae van Noa, tot Noa die ark ingegaan het, en die vloed gekom het en alles vernietig. In ander woorde, soos Noa in die ark ingegaan het, hier gee hy vir ons die verduideliking. So sal ons weggeneem word. Noa het nie deur die vloed gegaan nie, hy het oor die vloed gegaan, hy het oor die vloed, hy was veilig in die vloed. So gaan God ons veilig hou. Hy sê, hy gaan verder, hy sê net so ook in die dae van Lot. Hy sê, hulle was besig om te drink en hulle het al die dinge gedoen, hulle het geplant en hulle het gebou. Hy sê, maar op die dag van Lot, toe Sodom en Gomorra, toe die vuur op Sodom en Gomorra val, toe was Lot en sy 2 dogters veilig gewees. Wie was nie veilig en sy vrou, want sy het omgekyk. Hou jy vas aan die wêreld? Hou jy vas aan die wêreld? Lukas 21 vers 36, hy sê bid, want jy is waardig, sodat jy kan ontvlug van die omstandighede. Kom ons gaan terug na Openbaring 4 vers 1 toe, nooit weer lees ons van die kerk nie, maar tussen Openbaring 4 vers 1 en Openbaring 19:11, lees ons, as ons tussen Openbaring 4 vers 1 en Openbaring 19 vers 11, lees ons van die bruilofsmaal van die Lam. Ons lees van sy bruid wat haarself gereed gemaak. En dan lees ons van hulle wat uitgenooi word na die trou van die Lam toe. En wie is iets interessants? Wie is hulle wat uitgenooi is na die trou? Wie is die bruid van Jesus? Die kerk, die Israel. Israel word uitgenooi na die trou van die Lam. Want hulle is uitverkore volk. Maar ons is nie by. So ons moet ons slaap. Hierdie was gestaan door hierdie ding, kyk en met 'n skok besef, die Heilige Gees het bevestig in my hart, toe besef ek met 'n skok, weet hoe uniek is ons by kerk is. Hy sê die bruid het haarself gereed gemaak met fyn wit linne, met geregtigheid en heiligheid. Dis wat die kerk moet doen. Wie word genooi na hierdie trou van die Lam toe? Die Ou Testament se heilige mense. En ons lees hierso, ons sien, hier aanvaar hy sy koningskap. Hier aanvaar hy sy koningskap. En die Jode besef, jy weet nie, hierdie Jode op daai stadium prys hom en loop hom, want hulle weet dat hulle sy uitverkore nasie. En eers na hierdie, in Openbaring 17, sien ons, kom hy met sy perd. Na die bruiloftfees, kom hy met sy perd, en hy kom met sy bruid, om te regeer op die aarde. Ek sê nie, toe ek hierdie goed gespraak kyk, toe besef ek, ons is bevoorreg.
1 Korintiërs 15 praat van wat hy sê, en dan moet ek van haar, so vinnig sê my oog. Hierdie wegraping gaan chaos veroorsaak. Mense, ek sê vir julle, baie mense van wat gaan gebeur, chaos. Stel jouself voor, jy sit in 'n vliegtuig, en die pilot is 'n Christen. Man, geluk. Stel jouself voor, jy het jou geld by iemand belê, wat 'n Christen was, geluk, jy gaan dit nie weer sien. Want ek sien dit daar. Stel jouself voor, jy ry in 'n kar, en die drywer is 'n Christen. Groot chaos, groot chaos. Hier gaan, dinge gaan, dat gaan groot gaan. En ek sê vir julle, hierdie dinge gaan gebeur in ons generasie. Geen nie datum nie, ek sê vir ons generasie. Ek glo met my hele hart ons gaan sien. Dis hoekom ek die Here gesien het, met glo, ek glo met my hele hart. As nie 'n datum vasgeneem, al moet ek 120 op, glo ek gaan in die Here. Want die Here sê Israel sal erken word as 'n nasie. Hulle is klaar. Hy sê die oomblik sê erken ons 'n nasie, daai generasie. En hulle is van 1948 waar ek ken. So daai generasie, ons is in daai generasie. Is hier reg? Jy weet, daar is 6 miljoen Jode vandag in Israel. Net 30.000 van hulle het Christus aan. Daar is baie Jode buite Israel wat Christus aangeneem, maar praat binne in Israel. Maar die skrif praat van 144.000. Wie wat die grootste skok gaan wees van die wegraap? Iemand wat by die begrafplaas gaan kom, om sy geliefde te begraaf. En hy gaan sien die graf is oop. Jy gaan sien wat is graf lieg en wat is graf lieg nie. Want op al die graf is daar mooi Bybelverses. Die wat oop is, weet nie, hulle was Christen. Die wat toe is in die Bybelverse, en hulle het gelieg. Van baie leugens. Gaan hulle so getuienis wees. Dink net vir 'n oomblik. Dink net vir 'n oomblik. Die grafte gaan getuig. Weer die waarheid gepraat en gelieg. Openbaring 2 vers 1. En ek het opgekyk. Na hierdie ding het ek opgekyk en ek het gesien die deur staan oop. Hoekom is die deur oop? Die kerk is oop. Here het die deur oopgemaak, die kerk is oop. Don't believe me. Moenie agterdraai. Maar volgende week aan openbaar. Ek hoop julle het nuwe insig. Ek hoop julle volg julle aan die lewens reg. Ek hoop jou saak met God is reg. As jou saak nie met God reg is nie, moenie dood nie. Moenie die plek verlaat so saak nie met God reg is. En as jy bang is om mense te sien my naam, wees maar soos die Nicodemus. Om sien my naam. Maar om sien, maak jou saak reg. Moenie agterdraai. Hierdie boodskap moet uitgaan na die wêreld. Die Here sê bring julle offerlammers en julle diens na die kerk sodat daar brood in die huis sal wees. Daai brood is die lewende brood wat moet uitgaan. So vanmôre wil ek vir julle aanmoedig, bring julle diens en offerlammers. Gooi dit hier in die tyd van Here betaal in die banke soos wat daarvoor. Maar wees getrou. Onthou, ek sê bring die diens, ek sê die gee die. Die is iets wat ek gee, is iets wat ek moet bring, en ek word klaar. As jy dit nie bring nie, dan speel. As net 2 opsies. Klink baie kras, maar dis die realiteit. Dis die agtergrond. Maar toe saak reg nie die Here. Kom ons bring ons spieels en ons offerandes aan die Here. Halleluja. Kom ons bring ons spieels en offerandes na die Here toe met sonder sterwe, die afkondig ons maak na die Here. Give what you give it unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord.
unto the Lord, unto the Lord. Give what you give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Why? He's able, He's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. He's able, He's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. Kom ons buig ons hoofde en vra sy Here se seën. Vader, ons dankie dat hierdie woord ingang in elke hart sal vind. Ons dankie dat hierdie woord, Here, deur sal druk tot elke verstand, Here, en elke mens sal aanmoedig en paraat sal maak, sodat hulle gereed sal wees vir die weg geraak word, sodat hulle gereed sal wees en hulle saak reg sal wees, dat hulle fyn wit klere, Here, sal aantrek, Here, dat hulle heilig sal lewe, sodat hulle die bruid van Christus erken sal word. Dankie vandag vir hulle wat offerandes gegee en hulle diens vir die Here gegee. Dankie Here dat jy hulle seën. Ons dankie Here dat die seëning oorloop in hulle lewe. Ons dankie Here dat elke belofte wat U in die woord gee ten opsigte van dit vervul sal word in hulle lewe. U sê hulle wat getrou is in min sal oor baie aangestel word. Help ons daarvoor Here om getrou te wees